Ek dink die groot ding vir ons is, wanneer ons stil raak, is om, en ek het in Engels sê, to quiet our mind. Ek dink dit is 'n groot ding, ons stilte is iets wat ons nie altyd beoefen nie, en ek weet, ek kan nie vir almal praat nie, maar dit is iets wat ons nie baie keer doen dalk nie, omdat dit vir ons awkward is. Omdat vir ons awkward is om met stil te word, met 'n gebou vol mense. Maar dit is die groot ding om so stil te word, dat jy nie die mense om jou, aan die mense om jou dink nie. Want ek dink daar is iets wat ons mis, 'n kosbare eienskap van God wat ons mis, as ons hom nie soek in die stilte nie. Want ons sien dit baie in ons, en dit is lekker, soos ek sê, is lekker om te sing, is lekker om energie te raak as jy sing. Maar die Here is nie altyd in die vuur nie. Hy is in die vuur, en hy is in die wind, hy is in die aardbewing. Maar die Bybel sê, sy stem is soos 'n gedruis van duisende waters. Maar die Here is ook te vind in die stilte ook. So moenie die stilte onderskat, en dink jy moet iets sê nou nie. Want baie keer is dit goed as ons stil is, dat die Here kan bietjie praat. En dis hoekom die Bybel sê, wees stil en weet ek is God. En die oomblik as jy in goddelike rus ingaan, of as goddelike stilte ingaan, dan begin jou gedagtes te dink, hoe groot is God eintlik. En jy begin te dink aan sy wonderdade. Jy begin te dink, maar Jesus Here, ek is so afhanklik van U eintlik. En kort voor lank is jy besig, is jou gedagtes besig met Christus Jesus. So moenie die stil oomblikke laat net verbygaan nie. En weer eens, dit is my, ek is so dankbaar dat die Heilige Gees nie gebonde is aan 'n kerk nie, maar die kerk. En die kerk is die liggaam van Christus Jesus. En ons kan daai stilte beleef in ons binnekamer. En dit is die groot ding. Kyk, kerk is fantasties, en ek love dit. Ek love Sondagoggend. Ons is lekker om almal te sien en te groet daarso by die deur. Ek love dit. Dit is die samekoms is fantasties. Die Bybel sê, ons moet nie die onderlinge byeenkomste misloop, so sommige dit die gewoonte ag nie. Want hierso moet ons mekaar bedien, en ons moet mekaar groet, en ons moet mekaar bemoedig met worship en 'n woord. Maar daar's 'n ander tipe groei wat plaasvind as jy tyd uitkoop om by die Here te wees. En dis waar ons laasweek gepraat het, die geestelike gewoonte is om intentioneel te wees met jou Bybelstudie. Om intentioneel te wees met jou stilte tyd, om intentioneel te wees met jou worship. Want as ons nie intentioneel fokus nie, dan gaan ons begin dink, die gitaar is bietjie uit, die stem is bietjie dit en dat, en kort voor lank as die diens klaar is, dan sê ons, worship was nie vir my lekker nie. Broers en susters, die worship gaan nie oor ons nie. Die worship moet vir God lekker wees. En ek verstaan, is dromme, en is gitaar, is instrumente, en is alles, en dit is lekker as jy voel, die Here druk ons in 'n rigting in, en jy wil op en af spring amper. Maar ons moet intentioneel wees om te weet, dit gaan nie oor 'n show nie. Dit gaan oor God die Vader. Worship was nog en is nog en sal altyd oor God die Vader wees. Die oomblik as worship nie oor God gaan nie, gaan dit oor entertainment. En entertainment is iets wat mense voor fed up raak. En dan moet jy altyd entertain, en dan raak mens people pleasers, want jy wil mense behaag. Veral in worship, en dit is eintlik shocking, en is kommerwekkend hoe entertainment afgesyfer het in die worship in. So wees intentioneel. Nou die afgelope 4 weke praat ons oor geestelike gewoontes wat ons kan aanleer in ons geestelike lewe, wat ons kan help in ons geestelike wandel met God die Vader. Baie keer wanneer ons oor sulke goed praat en bietjie begin ernstig raak, ons het gepraat oor sonde, die gewoonte van droefheid volgens die wil van God, en daar is 'n droefheid, the godly sorrow bring us to repentance. Dan word 'n geestelike of goddelike droefheid, as ons sonde doen en ons voel, Here, ek is so jammer. En dan kom ons tot bekering, want ons besef ons is sondaars, so besef ons het foute, en die Heilige Gees lei ons en sê, maar jy het nou 'n redder nodig, hier is Jesus Christus. En ons het gepraat oor, is jy jammer omdat jy uitgevang is met jou sonde, of is jy regtig jammer en jy het geestelike droefheid, want wêreldse droefheid sê die woord lei na die dood toe. En dit is daai, ek is maar net jammer omdat ek uitgevang is. En dan begin jy, en as jy net jammer is omdat jy uitgevang is, wêreldse droefheid het, dan begin jy goed raak om nie weer uitgevang te word met dit waarmee jy besig is nie. Omdat ons soveel vreugde vind en sonde justify in ons lewe. Ons het gepraat oor, en hierdie is 'n baie sensitiewe saak.
En julle weet, dit is iets waar ek nie praat nie. Ek dink ek het een keer in my lewe het ek al oor dit gesels, en dit is die liefde vir geld. Dit is geld. En weer eens asseblief, ek sê nie dit is verkeerd as die Here jou seën. Die Here mag jou en kan jou met materiële dinge seën. En ons haal skrif uit konteks en sê geld is die wortel van alle kwaad. Die Bybel leer ons die liefde daarvan is. En die Here weet ons het finansies nodig. Die Here weet ons het hierdie goed nodig in ons lewe, maar die oomblik as ons dit begin chase in plaas van God die Vader, dan raak dit vir ons 'n afgod. Ons het gepraat van die gewoonte van eenvoud om te weet, maar Here, U is my toevlug. Want die ding is, as ons so kyk na ons, die gevaar vir liefde vir geld, ons chase nader aan die besittings, en ons wil meer, as ek net meer dit, en meer dit, en meer dit, en ons vra, Here, gee my ook net meer geloof, en ons is so besig om te meer, en jou sukses is nie in jou besittings, dit is aan wie jy behoort. Aan Christus Jesus. So ek sê, dis 'n sensitiewe punt, en weer eens, ek sê, dis nie verkeerd, die Here mag jou absoluut, en kan jou absoluut met finansiëel seën, en met materiële dinge, is nie verkeerd om dit te hê nie, sit ek sê nie, maar die liefde daarvan. So is nie dat ons enigstens oordeel nie, maar pas op vir die liefde daarvan. En vanoggend praat ons oor die gewoonte van bewaar jou hart. Nou, wanneer ons praat oor hierdie gewoontes, ons moet besef, 'n gewoonte word gekweek. Dit is nie iets wat oornag net in jou skoot val nie. 'n Gewoonte vat tyd om 'n gewoonte te raak. As jy gaan lank oefen, gaan oefening naderhand vir jou 'n gewoonte raak, en jy gaan opstaan, jy voel, okay, sjoe, maar nou moet ek oefen, jy kan voel jou liggaam soek dit. Daar's soveel gewoontes wat ons kan aanleer, en ons leer gewoontes aan, en baie keer leer ons slegte gewoontes ook aan, en dit is iets wat gekweek word in jou. Wanneer ons oor geestelike gewoontes praat, is dit glad nie my doel, dat jy moet sleg voel, wanneer ons praat oor hierdie geestelike gewoontes nie. Want ons weet nou al teen in hierdie tyd, ons as mense, ons leef nie 'n perfekte lewe nie. Dis onmoontlik vir ons om perfek te leef, maar dit beteken ons ophou strewe daarna nie. Want Jesus sê vir ons, die woord van God leer ons, wees heilig, want ek is heilig. Die woord van God leer ons word elke dag vernuwe na die beeld van ons Skepper. Met ander woorde, hoe meer tyd jy so met Christus gaan spandeer, hoe meer gaan jy soos Jesus begin word. Hoe meer gaan jy soos hy begin klink, en soos hy begin praat en optree in jou alledaagse wandel. So dis wat hierdie gewoontes doen, en asseblief is nie om ons laat sleg voel, en dat die vyand kom en sê, ja, mens is minderwaardig, want jy kan hierdie goed doen nie, die Here gooi jou weg, jy is nie waardevol genoeg om eers kerk toe te kom, of om Bybel te lees, of om te bid nie, dit help nie, want die Here hoor jou nie. Wanneer ons praat oor geestelike gewoontes, praat ek dat ons juis moet aktiveer om dit te begin doen. Om hierdie gewoontes aan te leer in ons gees, om intentioneel te wees, want as ons nie intentioneel tyd gemaak vir God die Vader nie, gaan jy nie meer hier uitkom nie, dit is so eenvoudig soos dit. Ons moet intentioneel tyd maak vir die mense om ons. Jy moet intentioneel tyd maak vir jouself, om ook te gaan rus. En dis my hart met hierdie reeks, dat ons sal poog, om te leef soos Christus wil hê ons moet leef. En dis ons ultimate goal, julle. Ja, ons eerste doel wat ons by God uit te kom. Ons moet poog om te streef, om te lewe volgens die Heilige Gees. Romeine 3 vers 12 tot vers 14 sê die volgende, daarom dan, my broeders en susters, is dit noodsaaklik dat ons die druk van die sondige natuur sal weerstaan en nie daarvolgens lewe nie. En ons praat baie oor dit. Ons weet dit nou al nie, dat ons is in 'n geestelike stryd. Ons is in 'n geestelike oorlog, en die ding waar agter die vyand is, ek weet nie of dit die regte sinskonstruksie was nie, maar sorry, die ding wat die vyand soek in jou lewe, is jou hart. Hy wil jou hart kom wegdraai van God die Vader af. Hy wil jou hart kom wegdraai van worship af. Hy wil jou hart kom wegdraai van gebed af. Hy wil hê ons moet volgens die vlees lewe, want as ons volgens die vlees lewe, want hy sê, want as die sondige natuur julle lewe beheer, gaan julle die dood tegemoet. Die vyand haat dit, dat ons harte uitverkoop is aan Christus Jesus. En dit gaan hom nie stop, die feit dat jy 'n kind van God is, dit gaan dit nie om stop, om jou te keer, of om te probeer laat val nie. Hy gaan elke liewe dag, en die een ding, en ek wil nie die vyand enige eer gee nie, maar die een ding wat die vyand nie is nie, hy is nie lui nie. Hy weet presies, dit is 'n kinderkerk liedjie, die sonde lê en loer,
voor elke hart se deur. Ek meen, ons ken dit. En is ongelukkig die waarheid. En as ons nie waaksaam is nie, kom die vyand in en hy ruïneer jou lewe, jou huwelik, jou verhouding met jou kinders, jou verhouding met jou medemens, jou verhouding met jouself, jy haat jouself, jy's minderwaardig, jy's nie waardevol genoeg, jy sê dit oor, en is 'n vlek in jou hart, dis 'n greep in jou hart eerder, en jy begin naderhand glo, I'm not good enough. Ek is nie goed genoeg nie, en ons soek ons liefde in verkeerde plekke, op verkeerde manier, ons soek ons comfort in dit wat die wêreld bied, in plaas van om na God toe te hardloop met alles wat in jou is. Hy sê, maar as julle deur die Gees die werke, moenie eers die werke gaan probeer stop nie, gaan soek die Gees. Want die enigste manier ons die werke kan stop, is nie uit jouself uit, want hy sê, so Paulus skryf, maar as julle deur die Gees die werke van julle sondige natuur doodmaak, sal julle werklik lewe. Want almal wat hulle laat lei deur die Gees van God, hulle is God se kinders. En vandag praat ons oor die gewoonte van bewaar jou hart. Weer ons hoor dit soveel keer, ons is nie die geestelike stryd, en die Bybel leer ons dat ons worstel is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die magte, teen die vyand van die wêreldheersers, van die tyd waarin ons leef. En kom ons wees eerlik, hoeveel goed beïnvloed ons hart? Nou, ons hart is die plek van lewe, en ek praat nie nou van jou fisiese goed, soos die kosse wat jy eet, en so, ek praat van geestelik, is al goed wat jou hart kom beïnvloed. Dit wat aangaan in ons land, dit wat aangaan by jou gesin, dit wat aangaan met jou werk, waar jy ook al is al soveel goed wat jou hart kan kom beïnvloed. En as ons dit nie bewaar nie, kan die vyand inkom en hy kan jou hart kom beïnvloed. Hoekom is dit belangrik om ons hart te bewaar? Hoor hierso, bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorsprong van lewe. Spreuke 4 vers 23. Bewaar jou hart van alles wat bewaar moet word, want daaruit is jou oorsprong. So as jy geïrriteerd is, gaan mense dit sien. Wanneer jy kwaad is, gaan mense dit ervaar. Wanneer jy vriendelik is, dan voel mense sommige makliker saam met jou, want dis jou oorsprong van jou lewe, en jou aksies kom uit jou hart uit, hoe jy voel. Jy doen dit, jou aksie, op grond van wat jy voel en beleef, nou op hierdie huidige oomblik van die situasie waarin jy is. Waarom moet ons hart bewaar? Want wanneer jy gelukkige hart en er vreugde in jou hart is, vrede in jou hart is, dan voel jy goed. Jy voel ligter. Maar as daar bitterheid is, en as daar bekommernis is, en minderwaardigheid is, en wanhoop is, dan voel jy bedruk. En jy voel, man, ek wil nie eens opstaan vanoggend nie. En jy voel, man, ek kan nie eens verder gaan, ek wil nie eens kerk toe gaan nie. Ek wil nie eens Bybel lees, ek wil nie eens bid nie, want jou aksies kom uit jou hart uit. Die oorsprong van jou hele bestaan, van jou besluitneming en jou denke, vloei uit die plek van jou emosies uit. Van jou sielmens af, van jou geesmens af. Dis ook wat belangrik is vir ons, om ons harte te bewaar. Want alles wat ons doen jy oor hoe jy voel. As jy geïrriteerd is, as jy bly is, as jy hartseer is, alles gebeur, en dit wat jy aanpak ook, doen jy dan met ekstra moeite as jy goed voel na die mense sê, jy kan in iemand se kos proe of hulle kwaad is of nie. Want alles wat jy doen, kom uit 'n plek van liefde uit. Ek meen, as jy die eiers so klits, of jy voel dit, en die mense proe dit, dis wat die mense sê, of jy sout net so ekstra bietjie, want alles wat jy doen, alles wat jy doen, jou werk, alles, jou beroep, kom uit 'n plek van jou hart uit. En man, ek wens ons kon die erns van hierdie vers verstaan. Bewaar jou hart van alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorsprong van lewe. Dawid skryf die volgende, en ons moet onthou, Dawid was 'n man na God se aard. Hoor gou hierso. Psalm 139 vers 23 tot vers 24, lees hy die Amplified uit. Search me thoroughly. Search me, O God, and know my heart. Test me and know my anxious thoughts. And see if there is any wicked or hurtful way in me. And lead me in the everlasting way. Dawid het iets verstaan van die hart, het kan deceived word deur die wêreld.
Nou ons weet dat die Bybel sê dat Dawid is 'n man na God se hart, maar op hierdie dag, toe die konings moes gaan veg het, bly Dawid by die huis. En Dawid gaan staan buite. En Batseba, dit was te warm in haar huis. En sy dink sy gaan buite bad langs aan die paleis. Onthou die Bybel sê Dawid was 'n rooierige aansig, maar ook 'n mooi seun. En dalk het Batseba dit geweet. Dalk is dit nie die eerste keer wanneer hulle oogkontak maak nie. Dalk het hulle mekaar al gesien in die dorp loop. En Dawid het gekyk, en het weer kyk en besef, sjoe, hier is 'n mooi vrou. En Batseba het gedink, hier is 'n mooi koning, ek kan ook een van sy prinsesse word. Want hoekom gaan bad sy bo op die dak? En asseblief, ek sê nie dit is die vrou se skuld nie, maar die Bybel sê dis die vrou, ek joke, ek grap julle, ek joke. Maar Dawid kyk toe, en hy begeer, en dan val iets in sy hart van begeerte, en die vyand het 'n greep op sy hart. 'n man wat worship speel, 'n man wat kragtig deur God gebruik is, kom tot 'n val op daai oomblik. Soveel so dat hy Batseba se man in die voorste linie laat veg om hom dood te maak, dat hy dood gaan, sodat hy Batseba kan kry vir homself. So Dawid verstaan as hy sê, search me thoroughly, O Lord, and know my heart, test me, toets my, Here. Is ons bereid om die Here te vra, toets my? Is ons bereid om te sê, Here, toets my en kyk of daar nie 'n wicked way in my is nie. Kyk of daar nie onheil in my hart is nie. Here, kom kyk of daar nie 'n weg van smart en pyn in my hart is nie. En dan kom daar wat hy sê, and lead me in the everlasting way. Want ons moet ons hart bewaar. Want ongelukkig, die vyand weet presies wat ons tot 'n val bring. En asseblief julle, ek wil nie die vyand enige eer gee vanoggend nie. Ek wil hê ons moet die belangrikheid daarvan besef, van die gewoonte om jou hart te bewaar, want die probleem kom in as ons in denial is en sê daar's nie iets fout met my hart nie, maar jou hele lewe, en ek oordeel nie, die Bybel sê die boom word aan sy vrugte geken, asseblief, ek oordeel glad nie, ek kan glad nie oordeel nie, maar jou hele menswees begin te verander die oomblik as iets anders te beheer van jou hart het in plaas van God. Jy weet wanneer jou hart nie meer in Jesus se hand is nie. Jy weet wanneer jy begin voel, okay, iets anders het 'n greep in my lewe nou. Want jou verhouding met die Here verkoel. Jy begin al hoe minder Bybel lees, al hoe minder bid, al hoe minder worship, al hoe minder tyd met God spandeer. Jy weet, en daar's baie goed, julle. Ons kan al die goeders noem wat ons harte kom beïnvloed, maar ek bid dat die Heilige Gees vir jou en vir my kan kom openbaar. Wat is daar wat my hart het op hierdie oomblik? Wat is dit wat my meer comfort gee as God die Vader? Want dis 'n afgod. Dis 'n afgod in jou lewe. En ek gaan nou praat wat my afgod was. Jeremia 17 vers 9 tot vers 10 sê, the heart is deceived above all things and desperately sick. Who can understand it? I, the Lord, search the heart and test the mind to give every man according to his ways, according to the fruit of his deeds. The heart is deceitful above all things. Solank as ons het besef, solank as ons op hierdie aarde bly, gaan ons na die toestand van ons harte kyk. Want die Bybel sê, ons hart kan deceived word. Ons hart kan beïnvloed word deur dit wat met ons gebeur in ons lewe, en die vyand wil kom twyfel saai. En ek wil ietsie sê, en asseblief, Here, ek wil nie kom twyfel saai nie, Vader, asseblief. Maar hoeveel keer het ons al gebid vir 'n spesifieke saak en dit gebeur nie soos ons dit wou gehad het nie? Wat is die eerste ding wat jy begin glo? Die woord van God is nie waar nie. Want die woord van God sê, as ek bid, sal ek ontvang. Die woord van God sê, wat 2 of meer saam stem oor 'n saak, so sal dit wees. En ons begin twyfel, want ons bewaar nie ons hart nie. Die woord van God, broers en susters, sê ook, in hierdie laaste tyd sal ons swaar tye beleef.
Die Bybel sê ook, die wêreld gaan julle haat, omdat hulle my haat. Die wêreld sê ook, hierdie is nie my permanente woning nie, maar ek het 'n ewige woning waarna ek uitsien om heen te gaan, want ek weet, daar sal elke traan afdroog. Daar sal geen diefstal wees nie, daar sal geen moord wees nie, geen jaloesie, niks meer wees, want hierdie aardse lewe wat ek hier so leef, I'm just passing through, en ek wil nie onsensitief wees nie, broers en susters. Maar ongelukkig in hierdie wêreld, is daar seer. Moenie toelaat dat die vyand ongeloof in jou hart saai. Moenie toelaat dat daai ongeloof ontkiem in jou hart nie, want kort voor lank draai jou rug op die Here. Ons moet na ons harte kyk. En ons in die afgelope ruk praat ons baie oor introspeksie. En ons doen introspeksie om in te kyk in jouself, en dit is nie dat ons oordeel nie, dit is nie dat ek kan hier so staan en ek sê, ek sien, hierdie is fout in jou hart, hierdie is fout, dit is nie wat ek sê nie, maar ek vra dat die Heilige Gees aan elkeen van ons kom wys, wat is dit wat ons hart het, want baie keer is ons so deceived, ons weet nie eers die vyand het ons hart nie. Reg deur die Bybel sien ons dat die harte van mens kan beïnvloed word. Ons lees van Dawid wat naby aan God was, Judas Iskariot, wat gesien het hoe Jesus bedien, wat saam met Jesus aan tafel gesit het, wat saam met Jesus bedien het en geloop het waar hy gaan, wat saam met die ander die brood en die visse vermeerder het, was daar deception in sy hart, en hy verkoop Jesus. 'n man wat naby aan Jesus Christus was. Ons lees van Petrus, wat 3 keer sê, ek ken hom nie. Johannes die doper, die een wat gesê het, hier kom iemand, ek doop wel met water, maar iemand wat met die Heilige Gees doop, wie sy skoene, wie sy sandale ek nie eens waardig is om vas te maak nie. En hy doop Jesus Christus. Johannes beland in die tronk, so Johannes weet, hierdie is die Messias. Johannes beland in die tronk, hy stuur boodskappers na Jesus toe om vir Jesus te vra, is u regtig die een vir wie ons moes gewag het? As hy al hierdie openbaringe kry van wie Jesus Christus is, twyfel Johannes, want dinge gebeur nie, want die koninkryk van die hemel is nog nie daar nie, en Johannes twyfel en hy sê, gaan vra of Jesus regtig die Messias is. Johannes die doper wat gewerk het vir God die Vader. So, Jeremia sê vir ons, the heart is deceitful above all things. Wanneer laas ons die Here gevra, toets my? Wanneer laas ons vir Here gaan stil word en sê, Here toets my, gaan kyk of daar, en die Amplified sê thoroughly, Here kom deursoek my ordentlik. Selfs daai goed wat ek nie kom openbaar vir die mense om my nie. En dit is nie dat die Here jou wil kom laat skaam kry vanoggend, en ons gaan elkeen oproep en jy gaan bely nie, is wat ons gaan doen nie, so wees rustig. Maar vra die Here. Want ons die Here gevra, Here kom toets my, en kom kyk of daar nie 'n weg van omkeer is nie. Kom deursoek maar, kom kyk of daar nie twyfel is nie, is daar bitterheid in my hart, Here, wat ek koester? Is daar iets waarmee ek nie deel nie, want ek is so bang dit kom uit, ek is so sensitief daarvoor. Solank jy goed in die duisternis bly, gaan die vyand jou reuneer. Nou, daar is ons 3 waarskuwingstekens, of wat vir ons 'n indikasie kan gee, dat daar iets is wat jou hart gryp. As daar iets is wat jou hart het, of dit kan iets wees wat na jou hart neig, wat jou hart begin gryp, of dit kan iets wees wat al jou hart volheid heeltemal het. En die eerste ding, en die eerste indikasie is raak ons opstandig as iemand vir jou dit uitwys wat verkeerd is in jou hart. In ander woorde, jy weet wat is daar wat jou hart beïnvloed. En nou praat ek nie van enige iemand nie, want dit is nie vir ons om iemand te oordeel. Ek praat van jou eggenoot spesifiek. Of jou familie, wat naby aan die Here is. Onthou, ons kan nie net gaan vingerwys en oordeel nie. Maar ek praat spesifiek van as iemand wat naby aan jou is, vir jou uitwys en sê, my lief, ek sien hierdie ding. Dan raak ons opstandig oor hierdie ding. Want eintlik het die Here al lankal met jou begin deel oor hierdie ding.
En die oomblik as iemand vir jou iets sê, snap ons en ons sê, man, los my uit, ek sukkel nie met hierdie ding nie, dis nie my issue nie. Ons raak opstandig wanneer iemand uit liefde met ons kom praat. Ons raak opstandig wanneer die Heilige Gees dit vir ons uitwys. Maar besef ons wanneer die Gees dit vir ons uitwys, is dit nie vir oordeel nie, is om jou vry te maak, om jou te verlos van hierdie ding af. Ons raak aanvallend wanneer mense, weer eens, ons kan nie net na elke mens toe loop en sê, hierdie ding is verkeerd nie. Ek praat van mense wat 'n pad saam met jou stap, spesifiek jou hartsmense. Mense wat jou hart ken. Raak ons aanvallend wanneer mense hierdie goed vir ons uitwys. Ons het onthou, een van die maniere hoe die Here ons help, is om mense oor ons pad te stuur, om ons te kom help, om vir ons uit te wys, maar hierdie is die ding wat fout is in ons lewe, want die ding is, broers en susters, en ek wil 'n storie vertel, ek dink ek het nog geswat, ek was al verloof van Malenay gewees, en dan kom kuier ek vir hom, dan bly ek by my maale, en ek moes 'n preek voorberei die Sondag, en ek kry niks. Ek kry nie 'n vers, 'n woord, 'n lied, 'n fliek, niks. Ek blaai die Bybel deur van Genesis tot in Openbaring. Dit voel of ek 'n menu deurblaai, so dun is daai Bybel. Ek kry absoluut niks nie. Ek hoor niks, ek gaan word stil. As ek stil raak, word ek geïrriteerd, want ek het 'n preek nodig en ek kry niks nie. Ek weet nou wat was die ding wat my hart gryp en ek gaan dit deel hierso. En my ma kom na my toe en ons het nog ek het bo in die loft gebly waar my suster se kamer was en toe sy uittrek en toe trek ek in daar, was so lekker. En my ma stap op en sy sit op my bed en ek lê want ek wil nie opstaan nie. Ek voel depressief. Ek voel, Here, dit help nie, ek doen enigiets. En my ma kom praat met my en sy sê, Boet, ek moet vir jou sê, die Here sê. En my ma deel met my iets. En sy sê, want jy's te ver van die Here af, jy kan hom nie nou hoor nie. Jy's so kwaad, jy kan hom nie nou hoor nie. So moenie onderskat wanneer mense na jou toe kom in barmhartigheid en liefde en ontferming om met jou te kom praat nie. Want wanneer iets ons hart so gryp, kan ons ver wees van die Here af, dat ons nie meer die stem van die Here hoor nie. En asseblief, ons kan nie oordeel nie, en daarom kan ons nie na enigiemand te loop en enigiets sê, en ek praat van jou hartsmense. Nou die een ding, ek kan nou sê wat met my hart gryp, want julle almal wonder seker die hele tyd, en almal van julle dink seker 1000 goed. Maar die ding wat my hart die hardste kom gryp het in my lewe, was gaming. Games. Online games. En dit is iets wat vir party mense is dit soos whatever. Vir my was dit 'n escape. Kyk, ek was 24 toe ek begin oorvat het in Van Dyk Park, baie foute gemaak. Dit was 'n groot leerskool en ek weet nie hoekom nie, maar mense het gedink hulle kan vir my sê net wat hulle wil, want ek is 'n pastoor, ek het 'n dik vel. Want hulle sê een ding, as jy in die bediening is, het jy 'n dik vel en baie liefde nodig. En jy sien, die mense val my net aan, en dit is verskriklik, en nie soos fisies nie, maar geestelik, en woord, en toe ek begin games speel, toe was ek goed. Ek was nou nie pro level nie, ek het nou nie gaan e-sports doen nie, maar ek was vrek goed. Ek mag julle Malenay het my laas so uitgetrap en gesê vrek goed, hoor. So julle het niks gehoor nie. Ek was baie goed. En as ek online kom, dan kom die invites, en mense stuur vir my die invites, kom speel saam ons nodig, ek soos, boys, ek is hier. En dan join ek vir ure en ure, dat ek self selgroepe afstel om te game. Presiderende pastoor van 'n gemeente, met 'n pragtige vrou en 'n amazing seentjie, ek's 'n gamer. Die game ek. Julle, dat ons, klink eintlik so stupid nou, dat ons oefen oorlogspeletjies, om te gaan oorlog hou, môre aand, op die TV. Dis wat my hart gegryp het, want ek was aanvaar in daai wêreld. Ek was nie François nie, ek was nie 'n pastoor nie, ek was net 'n lekker gamer, en dit het my hart gegryp. En dan kom my Malenay en sê lief vir hierdie ding, is ietsie teen, en sê ek nooit,
Nee, jy wil net nie hê ek moet van hê nie. Jy wil net nie hê ek moet bietjie ontlaai nie. Ek het soveel stres en soveel jy wil net nie hê ek moet my gaming geniet nie. Ek sal nie op 'n game speel nie. As my ma dit vir my sê, dink ek ja, tipiese ou mens ouers. Die speletjies is duiwels en hulle sê nou ag man, nonsens, meantime en jy gaan dood en dit is geweld en ek jol net games. Dan dink ek, sê ek vir my ma, nee man, hier is niks, so, dan sê ek nie eers meer vir hulle iets nie, dan wys ek vir hulle, check julle, ek is 3de op die ranglys van ons hele clan. Ek het opstandig geraak as hulle vir my sê, en ek het besef, en later het ek besef, dit is 'n ding wat my hart gegryp het. En ek het tyd verloor van my ouers af, van my vrou af, van my kinders. As Luvan inkom, of Melanie kom met Luvan in, terwyl ek speel en hy huil, en jaag ek hulle uit my kamer uit. Want hulle pla. Dis die ding as iets jou hart gryp. Jy selfsugtig, man. Dis net jou eie gewin, en is jy, en mense soek jou aandag, mense soek jou tyd, God soek jou aandag, God soek jou tyd, en jy sê man, los my, ek is besig met hierdie ander goed wat my vreugde gee. Jy raak selfsugtig as goed jou hart gryp, en jy raak al hoe verder van die Here af, en jy is nie noodwendig sonde nie, jy stokpertjies ook. Enigiets wat jou meer troos gee as God die Vader, waantoe jy hardloop vir comfort, dis jou afgod, of jy dit wil besef of nie, dis jou afgod. En dis hoekom ek nie die Here kon hoor nie, want Xbox was my God gewees. Call of Duty was my God gewees. As my inkome was my, man, as ek kwaad is, dan gaan ek soen toe, as ons jeug gehad het, dan het ons 'n kort tydjie jeug, want dan vat ek die seuns, dan gaan game ons. Dit was my God, dit was my alles. En nie God was my God nie. En dis hoekom ek nie sy stem kom hoor nie. Besef ons wat dit aan ons doen, as ander goed jou hart gryp behalwe God. En die volgende een wat dan gebeur, ons rationaliseer. Ons justify ons aksies, sodat ons nie skuldig of sleg voel nie. Ons keer dit goed, weer eens as ek sê, man, wat ek vir Marnay sê, dis my toevlug. Dis waartoe ek gaan. Jy wil net nie hê ek moet van hê nie. Julle dat onthou ek op 'n donderdag aand as die band klaar is, kan ek nie wag om by die huis te kom nie. Dan game ek tot so 3 die oggend, besef ek, ek het nog môreoggend 'n biduur. Psalm 23. Lekker Psalm. Dan gaan slaap ek, word wakker, gaan doen die biduur, kom terug, speel verder. Julle verslawing is nie iets wat vir jou goed is nie. Of dit nou gaming is, of wat se ook al verslawing, daar's niks goeds vir jou in dit nie. Niks. Maar ons rationaliseer, en een ding wat ek gesê het, is, ek is 'n pastoor, so ek speel games om mense te beraad. Want nou sit jy jou oorfone op, jy praat met ouens in Amerika, jy praat met ouens in Kaapstad en Boksburg, en as hulle my vra, wat doen ek, sê ek's 'n pastoor. Dan sê hulle, "Jesus, mag 'n pastoor games?" Dan sê ek, "O ja. Ons mag games speel. Pastore mag games speel." Want as ek onder die indruk, as hy weet ek's 'n pastoor, dan gaan hy mos my dalk een of ander tyd 'n vraag vra oor die woord. Julle nooit in my tyd wat ek gegame het ek enige persoon beraad nie, ek wou net almal doodskiet. Want dis wat jy doen, dis wat ek gedoen het. So jy begin te rationaliseer, jy begin vir jouself te sê, hierdie goeders is okay, jy verdien dit, jy verdien 'n tydjie weg. Jy mag maar hierdie goed doen, en ek is nie teen stokpertjies, ek sê nie, asseblief, ons het dit ook nodig om te ontlaai, maar dit moet nie jou comfort wees nie. Die volgende waarskuwing is kyk na jou aksies. Nou die een ding wat my maale van my gesê het, en Malenay ook, is ek raak aggressief as ek game speel. Dan raak ek vir 'n kwaad, ek nooit, man. Hoe kan ek aggressief raak? En ek is nie hier om die ou man te wees, om te sê, ja, oorlog games gee jou nagmerries en sulke goed nie, maar as dit alles wat jy doen, dan raak jy aggressief. Ek het aggressief begin raak oor hierdie goed.
Ek het so kwaad geword, julle, en hier is eintlik shocking, ek bely nou verskriklik, dat ek my remote stukkend gooi, maar ek het nie 'n issue gehad nie. Dan koop ek maar vir my nog ene, terwyl ek vir my seun moet doeke koop en melk, koop ek vir my nog ene. Wat doen ek so kwaad raak? Ek breek die remote. En as my aksies as gevolg daarvan die ding wat my hart het ek aggressief geraak. En Malenay kon dit sien. En my maale kon dit sien. Die mense naby my kon dit sien. En sodra hulle met my praat oor dan raak ek opstandig. So 'n goeie indikasie of iets jou hart het, is kyk na jou aksies. Kyk hoe jy optree en reageer. Spreuke 27 vers 19, soos jou gesig weerkaats in water, so wys iemand se hart wat in hom aangaan. Matteus 12 vers 33 tot vers 35, julle moet of die boom goed maak en sy vrugte goed, of julle moet die boom sleg maak en sy vrugte sleg, want aan die vrugte word die boom geken. Ander geslag, hoe kan julle goeie dinge praat terwyl julle sleg is? Want uit die oorvloed van die hart praat die mond. Die goeie mens bring uit die goeie skat van sy hart goeie dinge te voorskyn, en die slegte mens bring uit die slegte skat slegte dinge te voorskyn. Hier wil ek net vinnig ietsie sê. Moenie nou, en hoor my hart, asseblief hoor my hart, moenie te hard is op jouself nou nie. Moenie nou al die progress wat jy gemaak het in jou gees, dit minag omdat jy foute maak nie. Is wat ek sê, want onthou julle, ons raak kwaad, ons sê goeders, nou nog ek sê goed vir Malenay wat ek nie moet sê nie, ek sê goed vir my kinders wat ek nie moet sê nie, so ons raak nog kwaad, en ons maak nog foute. So moenie nou alles wat jy tot dusver bereik het, gaan weggooi en sê, man, ek is niks meer werd nie. Want gaan kyk gou 'n bietjie terug in jou lewe, hoe ver het jy gekom in jou Christelike wandel? Ons gaan foutjies maak, julle. So asseblief, moenie nou te hard op jouself as jy iets doen of 'n fout maak, en jy dink, ek is verloor, dis nie wat ek sê vanoggend nie. Maar wat ek wel sê, is stop hierdie goed, voordat dit te erg raak. En dis 'n gewoonte, julle. Dis 'n gewoonte wat die Here kweek om ons hart te bewaar, en dit vat tyd om ons hart skoon te maak. Dit vat tyd vir die Here om te werk aan ons hart, en hy weet dit. Hy weet ons gaan nie net môre poef heeltemal verander en ons is anders nie. Hy weet wat gaan aan in ons hart, en hy weet ook hoe met jou te werk. Gee die Here 'n kans. Laat hom werk. Die gevaar, ek amper klaar julle. Die gevaar om nie jou hart te bewaar nie, is die volgende. En hierdie is 'n verskriklike gevaarlike plek. As ons in denial is, en ons werk nie met dit wat die Here ons uitwys nie, en ons skuif dit net aan, en dit bly in die duisternis, gaan dit nie in die lig kom. As dit nie in die lig kom nie, gaan jy nie verlos word van die ding wat jy in die duisternis hou nie. Want dit moet in die lig kom, en ongelukkig julle, of gelukkig, dinge bly nie altyd in die duisternis nie. Dit kom iewers uit. En dit kom uit, want die Here wil dit in die lig bring, om jou vry te maak, om jou te verlos van die ding wat jou vashou, alhoewel dit seer is. Dit was vir my baie erg, en weer en vir party mense is dit nie ietsie erg nie. En ek moes my gaming los, ek moes dit heeltemal totaal los, ek moes uit die clan uitgaan vir ons clan leaders, en luister nou, ek maak klaar. Dit was my so erg, julle, ek weet dit klink verskriklik weird, maar ek het gehuil toe ek het doen, want ek het gevoel, Jesus, nou moet ek iets van myself, moet ek weggee, en is presies dit, ek moes myself weggee, om gevind te word deur God, ek moes iets prys gee, ek moes iets laat gaan het in my lewe, wat my identiteit was, my valse identiteit, dat ek kan sien wie ek werklik is, want julle, ek het amper die bediening verloor, en ek was 'n pastoor van 'n gemeente, aan Guymac. Maar hier is die gevaarlike ding van, om nie jou hart te bewaar nie, as jy te ver gaan na die ander kant te horison. Hebreërs 6 vers 4 tot vers 6, want dit is onmoontlik om die wat eenmaal verlig geword het, en die hemelse gawe, gesmaak en die Heilige Gees deelagtig geword het, en die goeie woord van God gesmaak het, en die kragte van die toekomstige wêreld. We praat van iemand wat die Heilige Gees beleef het, verlig is, al het die goed gesien het, 'n liefde gekry het vir die ewige lewe, hoor hierso, en afvallig geword het, om die weer tot bekering te vernuwe. Daar eerste stuk sê, want dit is onmoontlik, om die weer tot bekering te vernuwe, omdat hulle ten opsigte van hulle self, die Seun van God weer kruisig, en openlik tot skande maak.
wanneer jy nie met die goed in jou hart deel nie, wanneer dit een kant toe skuif vir jou eie gewin, omdat jy nie wil uitkom nie, omdat jy nie wil sê wat was fout in jou hart nie, as ons dit gaan aanhou toepas en aanhou doen, en word die greep net stywer, en stywer, en stywer. En dan kom ons op 'n plek wat ons afvallig word. Ons begin dinge te doen van die sonde, opsetlike sonde. Ons hardloop na sonde toe in plaas van na God toe. Julle, ons enigste toevlug is die Here. En mag ons vanoggend die Heilige Gees vra. En dis hoekom ek sê, ek gaan nie sê wat die goed is, want daar is soveel goeders. En wat vir my hart gryp, is nie noodwendig wat jou hart gryp nie. Wat is die ding wat die Here vir jou kom openbaar het vanoggend in die diens? Het daar iets in jou hart geval? Het daar iets in jou hart geval vanoggend wat die Here sê, ja François, hierdie ding nog. Is daar iets? Wat ons die Here voorvra, Here toets my, Here sê, okay, hierdie ding. Vra die Here. En as jy dalk nie in die diens gevra het, of jy niks ervaar nie, gaan huis toe, en gaan vra, Here, is daar iets? Gaan raak 'n bietjie stil vandag voor die Here, of môreoggend. Want hier is 'n gewoonte wat ons moet kweek om ons hart te bewaar, want daaruit is die oorsprong van lewe. Hoor gou hierso. Gaan laat toe dat die Here jou hart deursoek. Gaan gee jou hart vir hom, want hoor hoe mooi is hierdie, oh man. Dan sal ek, Esegiel 36 vers 25 tot vers 27, dan sal ek skoon water op julle giet, sodat julle rein kan word van al julle onreinhede en van al julle drekgode. Aanhoor van alles wat jou hart gryp, as ek my water oor dit giet, my Heilige Gees wat water is oor dit giet, oor jou hart giet, sal dit jou die drekgode uit jou lewe uithaal. Sal ek julle reinig, en ek sal julle 'n nuwe hart gee, en 'n nuwe gees in julle binneste gee. Hoe mooi is hierdie? En ek sal die hart van klip uit julle vlees wegneem, en julle hart van vlees gee. En ek sal my gees in julle binneste gee, en sal maak dat julle in my insette wandel, en my verorderinge onderhou en doen. Die Here sal die hart van klip uithaal, daai verharde hart, ons nie meer die stem van die Here hoor nie. Hy sal ons 'n hart van vlees gee, nie 'n vleeslike hart vir vleeslike begeertes nie. Hy sal vir ons 'n hart van vlees gee, met ander woorde 'n hart wat weer begin bloei. 'n Hart wat weer begin klop. 'n Hart wat weer responsive is as Christus instap in die vertrek. 'n Hart wat weer opgewonde is wanneer ons worship. 'n Hart wat weer honger is vir God se woord. Hy sal vir jou 'n hart gee wat weer begin bloed pomp, wat jou weer begin laat voel, okay Here, U's besig om te werk in my hart. Die Here sal dit vir jou gee. Dis wat hy sê. En nog 'n manier hoe die Here help, en ek het dit genoem dan nou ook, is die mense om ons, kry vir jou iemand met wie jy praat. En julle weer eens, ek sê, ek het al 'n paar keer gesê, die ding wat dit moeilik maak vir ons in so klein dorp is, ons wil nie praat nie, want ons weet, en dit is hartseer eintlik, dat almal ken alles van almal. En ons wil nie uitkom nie, ons wil nie praat nie, ons wil nie met mense praat nie, want kort voorlang praat mense in spar oor dit. En waar hy ook al is op die sportveld, en mense kyk jou sommer snaaks aan, en dan daar's kinder. So ek wil vra, as iemand na jou toe kom, hou dit tussen daai persoon en Christus Jesus. Moenie gaan uitpraat nie. Ek dink nie ons besef hoe seer ons maak as ons mense se vertroue breek, wat na jou toe kom met seer, en jy het gaan skinder nie. Moet dit nie eens vir jou vrou of jou man vertel nie. Want hoor gou hierso. Jakobus 5 vers 16, bely mekaar julle misdade, en bid vir mekaar, sodat julle gesond kan word. Die vurige gebed van 'n regverdige het groot krag. Vra die Here om vir jou mense te identifiseer, met wie jy kan praat, wat vir jou sal bid, en hierdie sê ek met groot respek, asseblief. Ek weet nie hoe om dit anders te sê nie, oppas vir wie jy wat sê. Oppas met wie jy deel. Maar nie almal se intensies vir jou is goed nie. Ek weet dit is 'n bietjie hard en klink 'n bietjie kras, maar vra die Here om vir jou iemand te identifiseer. Want is ook 'n manier hoe jy skoon kom, hoe jy vrykom. Om saam te vat, bewaar jou hart van alles wat bewaar moet word. Van daaruit is jou oorsprong van lewe. Gee jou hart
vir Jesus. Jou alles, dit wat jy doen, dit wat jy sê. En as daar iets is, asseblief gaan sit by die Here en hoor, wat is daar wat ek moet gaan ontslaa raak van? Want wanneer die Here iets nie kom openbaar, is nie om met jou te raas of sleg te voel nie, dis wanneer die Here wil met jou verder gaan in julle verhouding. Dit is eintlik so powerful, so mooi as die Here iets kom openbaar vanoggend in jou hart, want hy wil jou verder vat, hy wil jou dieper vat. Ons bid saam. Vader, ek wil regtig bid dat vanoggend nie 'n oordeel sal wees of 'n oordeelboodskap sal wees nie. En Vader, dat ons nie sal hoor, ja, ons is sleg en die hart is deceived above all things en is siek en dat ons voel, Here, maar ek is, dis nou maar so. Here, kom help ons dat ons nie te ver sal val wanneer iets 'n greep op ons hart het nie. En ek wil vir u vra vanoggend dat u kan kom identifiseer, kom wys ons as daar iets is, Here. En ja, Here, daar is waarskuwingstekens wanneer iemand met ons vir ons iets sê en so ek sê vir al ons eggenoot of die mense naby ons hartsmense, dan raak ons opstandig en dalk is dit ietsie wat die Here met ons kom werk. Dalk want die rede hoekom ons opstandig voel of optree of reageer is omdat ons eintlik weet, Here, hierdie is 'n issue. Hierdie is die ding, Here, wat my weerhou om te groei. En Here, mag ons kyk na ons aksies, hoe ons reageer, wat ons doen, hoe ons. Maar dit is ook 'n indikasie of 'n waarskuwing van wat in ons harte aangaan. En ja, Here, kom help ons om nie te hard op onsself te wees nie, want ons gaan nie 'n perfekte lewe leef nie, ons sal nooit sonder sonde wees nie, maar ons kan wel agterkom wanneer iets my hart het buite in Christus Jesus. En dis die punt wat ek wil maak, Here. Mag ons agterkom vanoggend, as daar iets is buite U wat my hart gryp. Here, kom help my om net by U uit te kom, Here, want U sê U sal die water oor my giet en die drekgode van my verwyder, Here. En U sal vir my 'n hart van die klip kom uithaal en vir 'n hart van vlees gee. Here, kom wys my as daar iemand is, kom openbaar in my iemand, Here Jesus, wat saam met my bid en vir my bid en vir my intree. En die gebed van die regverdige dra groot krag. En Here, om te bely is nooit lekker nie, is nooit maklik nie. Maar joh, Here, dit is so belovend en vrymakend, Here. En ons iets in die lig bring, want dan kan Christus met dit begin werk. Here, kom praat met ons asseblief. Kom help ons met die gewoonte toe te pas in ons lewe. En Here, ons vra, kom vul ons asseblief, Here. En ons bid dit in die kosbare en kragtige naam van Jesus Christus. Kom help ons hierdie week, asseblief, Koning Jesus, om ons harte te bewaar. Kom help ons om ons harte te vul met meer van U en minder van onsself. Here, om ontslae te raak van hierdie selfsugtige goed wat ek so najaag vir my eie gewin. En Here, kom vul my met meer van U, meer van die woord, tyd saam met U spandeer. Want die oomblik as U ons hart kom leeg maak, moet ons hart vul. Anders kom die demoon terug en die woord sê, so kom hy terug en hy vind die huis skoon en aan die kant en hy gaan haal hom 7 ander erger sy en kom terug. Here, ons moet ons harte vul. Ons moet ons harte vol maak met iets. En sy naam is Jesus Christus. Here, ons bring al die lof en eer en ons bid dit in Jesus se naam. Amen.